het vir op universiteit gesê, ek het hom gevra, Dominee, wanneer weet jy, is dit nou vir jou nie tyd om op die preekstoel te klim nie? Wanneer weet jy is nie reg nie? En het lank so by die venster uitgekyk, jy weet mos die ou toppies wat so by die venster uitkyk, daar's iets daar buite, bokke of skape, maar hulle kyk lank uit die venster uit, en dan kom die antwoord van wysheid, wat vir jou sê, my broer, as jy nie bloei, as jy in die kansels toe stap nie, moenie opklim nie. En dit is nogal diep woorde vir my, want dan het die teks nie met jou gewerk nie. So vanmôre is ek in 'n bloeiende hart hierso by jou, want dit is baie vir my gefokus op die gesin en die saam eet. En daarmee saam wil ek net sê, daar's 'n paar afkondigingkies in terme van ons dink aan die mense wat siek is. Daar's 'n paar van julle, ons gaan nou nie uitsonder vanmôre nie, maar ons dink aan die mense wat vandag siek is, wat in die hospitaal is, wat gaan vir behandeling ensovoorts. Ons dink ook aan die mense wat hierdie week verjaar het, en wat ook gaan verjaar hierdie week. Ek wil tog vra, is daar van julle wat dalk hierdie komende week verjaar wat hier is vanmôre? Want dan gaan ons vir jou happy birthday sing in Engels. Okay, so ek dink hulle is dalk skaam vanmôre, maar as jy vanmôre hier is, baie geluk met jou verjaarsdag ook. En dan is hier nou van daai slim mense wat huweliksherdenkings het. Is daar van julle wat vanmôre huweliksherdenking het? Dan veet dan net aan sy oog of steek dan net aan sy hand op. Want nou maak dan nie vir my opgewonde. Maar vir julle wat huweliksherdenkings het, ons dink ook spesifiek aan julle. Ek dink dit is 'n groot mylpaal om getrou te wees en dit nog vir lank ook. Ja, my pa het altyd gesê, jy moet baie mooi kies my kind, jy moet baie mooi kies. En dit is so, maar dit bly 'n eer om op hierdie punt te kom, om te kan sê ons het 'n huweliksherdenking. Dan is ek in my hart intoe verheug oor wat in julle gemeente gebeur. Ek is wel in Warrenton, maar ons hoor hoe mooi dit gaan met die gemeente en hoe mooi julle omgaan met die beroepingsproses. Ek is regtig bly, want dit is wat ons, ek praat nou hier nou in die afwesigheid, maar ook in die teenwoordigheid van die ander gemeentes en predikante. Dis lekker om te sien dat 'n gemeente opstaan en sê ons vat verantwoordelikheid. En nie net alles los vir die dominees nie. En dit is vir my mooi om te kan sien dat die volgende 2 Sondae wat kom, is daar 2 van julle eie mense wat op die kansel kom staan en die woord bedien. Dit is vir my regtig ongelooflik mooi. En dankie vir dit, want julle is 'n voorbeeld vir baie van ons. Nie net as individue nie, maar as 'n gemeenskap. Dankie dat julle leiding vat in julle eie kerk. Dit verg baie, dit is baie uitdagings, maar dat julle opstaan. Dankie daarvoor. En dan is die 3de Sondag van nou af het julle 'n geloftediens wat julle vir die Here kom dankie sê vir die oeste wat ingekom het, vir die proses waarin julle gaan. En dan begin julle eerste proefpreke begin nou hier so die einde van Julie. So ons sê vir die Here dankie ook daarvoor en dit gaan gebeur in vorm van liedere en 'n lofsang erediens. Ek is opgewonde en ek wens ek kan nie wees, maar ek dink aan julle en in die gees is ek daar. Ek dink dit is die afkondigings, ek het nie iets gemis nie, broer. O ja, dit mag ons nie vergeet nie. Vir die mense van inwoners van Huis Teresa, baie welkom vir julle ook. Ek weet julle sit met kniekomberse daar vanmôre. Ek is jaloers, maar dis reg. Ek gaan my koppie koffie wat ek nie gekry het vanmôre nie, sal ek maar gaan kry as ek weer terugkom in Warrenton. Mag julle ook die erediens dan nou saam met ons geniet. As ons praat van die Bybel, en ons praat van die skrif, en ons praat van familie, wat is die sentrale ding wat ons almal bymekaar hou? Wat is die een gemeenskaplike ding wat ons as kinders van God bymekaar hou? Hier voor my sit vanmôre verskillende identiteite. Hier's jong mense van laerskool, Shalom suster, tot verby aftrede, verby genade tyd, as ek dit so mag sê. Maar wat is dit wat hierdie verskillende identiteite bymekaar bring op 'n Sondag? En ek wil hê jy moet baie mooi dink voordat jy jouself antwoord. Is dit my ouderling wat vir my die dinge mooi doen? Is dit ons wonderlike orgelis wat verskriklik mooi speel? Is dit wat my kerk toe bring en ons eenheid smee binne in die kerk? Is dit Debbie wat daar binne sit en haar liefderyheid? Ekskuus Debbie, ek noem jou naam. Maar wat bring jou kerk toe vandag? Geef jou 'n oomblik, net om by jouself te dink, wat is die een ding wat ons bymekaar bring?
As jou antwoord Jesus was, dan is ek vir jou baie bly. As jy vir my sê, dit is God die Vader, dan is ek net so bly. Maar as jy vanmôre gesê het, dat dit die Bybel is, nee, dan spring ek nou op en af. Maar kyk, jy kan oor baie dinge praat. Ons kom oor baie dinge stry. En as jy nou nie weet hoe klink stry, gesit saam met twee boere wat op 'n veiling is, dan sê jy nou hoor wat 'n stry. Maar as dit kom oor die Bybel, kan ons nie stry nie. Ons kan net ontvang. Psalm 119 sê iets daar van my weerbaarheid, en ek lees dit daar vanaf 129, hy sê, U verordeninge is wonderlik, daarom kom ek hulle na. Met ander woorde, die woorde, die wet is wonderlik, en dit is hoekom ek dit nakom. Hy skryf verder, wanneer U woord vir mense oopgaan, bring dit lig. En dit is nie noodwendig die gesproke woord nie. Dit is wanneer ek saam met my kinders om die etenstafel gaan sit en ek lees die Bybel, wanneer dit vir my oopmaak, bring dit vir my lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Met my hele wese smag ek na U gebooie en ek verlang daarna. Ek sien my in genade aan, soos U altyd doen vir die wat U naam liefhet. Laat U woord my op die regte pad hou, moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. En dan sê hy, bevry my van die verontrigting deur mense, ek wil U bevele gehoorsaam. Verskyn tog tot my redding, leer my U voorskrifte. En dan is die mooi woorde, my trane vloei sonder ophou, omdat die mense U wet nie onderhou nie. Ek wil dit graag weer lees. My trane vloei sonder ophou, omdat die mense U wet nie onderhou nie. So ons het hierdie groot prentjie van 'n wêreld. En ek wil gou vandag in hierdie erediens hierdie prentjie vernou, baie kleiner maak. En ek wil hê jy moet vir my in jou kombuistafel gaan sit saam met jou familie. En dit is waar ons nou is, in die kombuistafel. Ons gaan nou saam eet. Vir die van julle wat om die etenstafel nie eet nie, maar om 'n TV sit, moet jy nou eers jou tafel gaan skoonmaak. Ons sit nou om die etenstafel. En die diens word dan om die etenstafel ingekleer. Ek groet u vanmôre in die naam van die Vader wat altyd voorsien, wat altyd skep en altyd onderhou. Ook in Jesus Christus wat gesterf het vir jou sondes, wat gelei het, wat bloed gegiet het, wat sy liggaam gebreek is vir jou. Maar ook in die Heilige Gees wat nou vir ons leiding gee en lig gee in 'n donker tyd. Ek gevra dat ons die volgende lied staande sal doen. Lied 201, lofsing die eer. Want ons kom om saam die Here te loof en te prys in hierdie spasie en in hierdie ruimte. En wanneer ons om die etenstafel sit, dan is dit 'n groot eenmalige lofprysing van dank. So daar waar ons staan, as ons hierdie lied sing, dan sing ons nou lofsing die eer. Ek word dikwels gevra, hoekom skuldbelydenis? Hoekom is dit vir ons belangrik om dit deel te maak van die liturgie? Deel van wat ons nou mee besig is. En veral met die jong mense, dit is nog 'n konsep wat vreemd is, want dit is woordeskat wat hulle nog nie het nie. En dan sê ek vir hulle gewoonlik, dit is vir my okay om in my kamer te sit, my Bybel oop te maak en in my diepste wese vir die Here jammer te sê vir die dinge wat ons verkeerd doen. Maar selfs ook vir die dinge wat ons nie doen nie, wanneer ons veronderstel is om dit te doen. En dan kyk hulle my soos 'n skaap aan. Jy weet, die oë is oop, maar lig is aan, maar daar gaan nie eens veel iets binne aan nie. En dan moet ek dit vir hulle verduidelik en sê, maar baie keer is daar dinge wat gebeur waar jy as kind van die Here die persoon gaan moet reghelp. As jy die Here se naam ydel gebruik, dan moet jy hom stop en sê, hoor jy op, ons praat nou nie so nie. Dis die Here se naam en ons moet dit eer. En dan doen ons dit nou nie, want ons is te bang. Wat gaan die ou vir my sê? Nou dis wat gebeur as ek sê, vergewe my vir die goeders wat ek veronderstel is om te doen en dit nie doen nie.
Ek wil 'n bietjie bystaan en sê dat in die erediens staan ons dan voor God se heiligheid en sy skuldbelydenis herinner ons daaraan dat ons genade nodig het. Die verskil tussen om by die huis te wees en om by die kerk te wees is, ek het my gelowiges rondom my. As ek opkyk en ek kyk rondom my, dan sien ek maar hier's 'n tannie wat saam met my skuldig is oor goed, al is sy oud. Daar's 'n dominee op die kansel wat ook skuldig is aan goed en dis ook oukei. En saam het ons God se genade nodig. Ons sê ook dan vir mekaar, dit maak ons harte oop vir ons vergifnis, dit bring ons tot nederigheid en dit help ons om sy uitnodiging na die tafel waardig en dankbaar te ontvang. En ons kan hierdie ding twee maniere inkleer. Ons kan sê dis die etenstafel waar ons nou is of wanneer ons die nagmaal bedien. Kan ook die vorm van die tafel wees. Dit gaan daaroor dat ons God se vergifnis ontvang wat verniet is. In die wete dat ons nie daarvoor kan werk nie. En omdat ons dit ontvang, moet ons ook om dankie sê. So ek het 'n kort belydenis wat ek wil doen as een groot familie. Here, ek bely dat ek moeg geword het op die pad van gehoorsaamheid. Ek het soms gedink ek is alleen. Ek het U stem gemis in die lawaai van my eie vrese. Vergewe my ongeloof, my hardkoppigheid en my stilte teenoor U. Ontferm U oor my en bring my weer nader aan U hart. Amen. Ek gaan vra dat ons die volgende lied, 2 liedere, ook staande sal doen. Eerst is lied 265 wat 'n belydenis is. Enigste Here enkele wese en dan direk daarna ook staande lied 442 wat ook sal dien as 'n gebed. So nie gaan ek nou 'n snaakse ding vra, so as die lied 442 gaan sing wat aaneenlopend gaan wees, dit gaan direk volg na 265. Gaan ek vra dat die vrouens sit en dat die mans vir my sal staan. En as jy vrou en jou dogter gaan sit, pa, oupa, hou net haar skouer vir my vas vanmôre. So kom ons staan die 265 en dan direk daarna 442 waarna die dames sit en die mans vat aan hulle skouers. Dankie. Ons teksgedeelte vanmôre kom uit 1 Konings 19. Ek gaan vir ons voorlees vanuit die 1983 vertaling. My tema is, wat maak jy hier? Die Here roep ons na sy tafel in stilte. Weer, wat maak jy hier? Ek dink 1 Konings 19 herinner ons daaraan dat selfs die sterkste gelowiges soms moeg word, bang en ook alleen voel, net soos wat Elia in ons teksgedeelte. Hy het 'n groot geestelike oorwinning behaal en hy wanhoop en 'n grot word hy nou gevind waar hy wegkruip. Tog wys hierdie gedeelte vir ons dat God nie net die groot en die dramatiese dinge werk nie, maar ook in die sagte fluistering van sy teenwoordigheid. Dit herinner ons dat God ons in ons gebrokenheid ontmoet en dan van ons vra, wat maak jy hier? En ons moet met nuwe hoop en roeping die lewe instuur, nie verwerp nie, maar om ons te versterk. So hier sit ek en jy vandag, om met die tafel as gesin. Ons is deur 'n dag wat ons oorweldig het. Pa het by die werk gesit en het uitdagings daar, maat, handvol kinders gehad en die kinders het eksamens geskryf en hulle is moeg en geïrriteerd. En tog sit ons vanaand om met die tafel en ons wil ook baie keer soos Elia in die grot wegkruip. Want daar's baie dinge in ons lewens wat ons oor fees vier, dinge wat ons bereik het, maar omdat ons moeg is aan die einde van die dag, sit ons om die tafel, en dan kry jy daai babatjie wat in sy stoel sit in die slaapplek terwyl hy eet. Ek lees vir ons van vers 19. Van vers 1, ekskuus. Agab het vir Isabel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Kom ek vul net vir julle 'n bietjie in. Elia het gegaan en hy het vir die mense gesê daar die Baal profete en ander profete. Julle dink julle dien 'n lewende God.
Want dit wat ek vertel is my eie verwerking daarvan. En het vir hulle gesê, kom bring julle nou, bou julle 'n altaar, en sit nou julle offers daarop, en dan vra julle nou vir julle gode om hierdie altaar aan die brand te steek. En ek gaan dieselfde met julle doen. Maar ek waarsku julle, as dit nie gaan gebeur nie, gaan ek julle almal doodmaak. En hierdie gode is baie arrogant, en hierdie profete en die priesters kom en bou hulle altaar en hulle bid ongelooflik hard dat hulle offer aan die brand moet gesteek, maar niks gebeur nie. En die na dag 3, toe raak Elia so 'n bietjie krapperig, daar waar dit nou nie juk nie, en hy sê vir hulle, dis nou genoeg. Hy bou sy altaar, en hy gee die opdrag, vat 'n klomp kanne water, en hy gooi hulle my offer en my hout sop nat. Maar gaan verder, bou julle vir my 'n voorreg rondom my altaar, en maak hom vol water, dan kyk julle wat doen my God. In die oomblik toe Elia gaan en hy bid, toe steek God, die Vader, daai altaar van Elia aan die brand. Dit het so gebrand, dat tot die klippe gesmelt het. Die water het opgedroog. En direk daarna staan Elia op en gee bevel, en al die profete word doodgemaak. Net daar. En dan is ons nou by ons teks. Toe het Isabel die boodskapper na Elia toe gestuur, Isabel, hy is die koning, om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op 'n warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het die tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Herop, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan in die nag en daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my hele hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit, jy gaan staan daar op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n sterk wind wat die berg stukkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het met my hele hart en my siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na Damaskus woestyn toe en as jy daar aankom, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elisa seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf tot profeet
om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Gesael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Het is belangrik dat ons hierdie stukkie mooi hoor. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Ons lees net tot sover. Ek dink ons moet verstaan wat hier gebeur. Ons sit om die etenstafel en ek hardloop weg van 'n boelie by die skool. Van 'n ongelooflike, moeilike bestuurder of bestuurderes by die werk. En dan roep die Here vir jou na ons tafel toe en ek vra vir jou, wat maak jy nou eintlik hier? En die kwessie lê nie op die maak nie, maar dit lê op die hier. God het ons vir elkeen van ons 'n doel en 'n roeping gegee in ons lewe, en dan kry ons 'n stadium in ons eie lewe wat ons net moedeloos is, soos Elia. So Elia het gedink hy het almal doodgemaak, en God kom sê vir hom in die einde, jy moet onthou, jy moet doen wat ek vir jou sê, want die 7000 wat nie vir Baal gesoen het nie, sal ek laat oorbly. Ek sal hulle laat opstaan. So in die klein ou wêreldjie van my, dink ek dat dit verby is. Daar is tye in elkeen van ons se lewe waar ons eenvoudig net wil vlug. Ek en jy. Weg van mense af, weg van verantwoordelikhede af, en weg van pyn. En Elia, die groot profeet van God, doen presies dit. Hy hardloop vir sy lewe na 'n geestelike hoogtepunt op Karmel. Is dit nie vreemd nie? Dat wanneer ons regtig iets gedoen het wat God se hart bly maak, dan hardloop ons weg. Moedeloos. Ons raak alleen. En toe vind homself in 'n grot op die berg van God. So nou sit ons om 'n etenstafel en ons vra vir mekaar, wat maak jy hier vanmôre? Wat maak jy hier, Elia? Miskien vra God vandag hierdie selfde vraag aan jou, terwyl ons nader kom aan die etenstafel. Miskien moet ek my dogter en my seun vra, wat maak jy hier vandag? Hoe sou dit lyk as ek my dogter sê, kom help vir my om kos te maak? Ek het geoefen die week wat verby is, en mens, wat ek dink het net 'n klein etetjie sal word as 'n week se kos. Maar dis nie die kos wat my opgewonde gemaak het nie. Sy het daar gesit en elke keer dink ek by myself, jy gaan jou vinger raak sny, dan dink ek, bly stil. Sy's groot genoeg. En as vat sy daai groot mens wat groter as haar ore is en so hom so neersit en sy wil hom sny, dan dink ek, vanaand ry ons sit ons steke in. Maar sy sny vir hom. Maar dis ook nie die ding nie. Dan staan sy voor die pot en dan roer sy nou hierdie varkie wat sy nou gesny het en sy brand haar hand teen die ketel of teen die ander pot, dan sê sy, en nou jou, ja, as ek skies, sê sy my, en nou jou koei. Okay. Maar dis nie wat vir my belangrik is nie. En as sy nou vir my moet vra aan my oë kyk, ek sê, pa, wanneer moet ek sout ingooi? Sê ek, nie my kind, ek weet jy moet sout ingooi. As dit vanaand bittervleis is, dan gooi ek sout in jou koffie. So, jy moet maar maak. En nou staan ek hier, want sy is besig om te oefen vir een of ander kompetisie. Nou vra sy vir haar pa om kos te maak. En dit is nie daar waar ek my kind sien nie. En dan sit ons in die etenstafel, dan begin ons eet. En dan sien ek in my kind die tevredenheid van sy het iets voorberei vir ma en pa. Dit was nogal lekker geweest, vreemd genoeg. Maar waar ek my kind ontmoet, is in die kuier. Die storieetjies wat sy vir my vertel terwyl sy sny, en nie kyk nie. Ek let nie op nie, want ek is bang sy sny haar vinger raak. Maar die dialoog wat plaasvind, in die maak van die kos, was vir my gewees soos 'n engel wat my wakker skrik en vir my sê, eet. En drink water, en die pad vir jou lê vorentoe. Jy weet, hulle skryf matriek. So, ek moet vir jou sê, ek dink die pad wat nog kom is moeilik, en dan moet ek hier in my hart en my kop regmaak, dat hulle volgende jaar in die huis gaan wees. So, my vrou, hulle sê, dit is 'n leen-nes-syndroom, so julle ouer mense, ek moet nog 'n bietjie met julle kom gesels, want dit is nie so lekker nie. Ek weet nie hoe julle dit gedoen nie, so wysheid is daar, wat ek kan kom uitput.
Ek dink nie God vra vir my en vanmôre vir jou om die etenstafel, wat maak jy hier, omdat hy nie weet nie. Ek dink hy vra dit omdat hy jou wil ontmoet, omdat hy weet wat jy nodig het en omdat hy jou in die oë wil kyk en met 'n sagtheid met jou wil praat, terwyl jy jou kos maak. En dan as ons begin eet om die etenstafel, dan gesels ons mos nou met mekaar. En dan raak jou kos koud, want dan kom jy agter, ons praat baie. Wat maak jy hier? Dis 'n vraag van genade en dis nie 'n vraag van oordeel nie. God vra nie die vraag vir Elia om hom te veroordeel nie, want hy weet presies hoekom Elia vlug. Maar hy wil hê Elia moet self begin praat en hy moet eerlik wees as hy met God praat. Hy wil hê Elia moet sy hart oopmaak. So vra God ook vir jou vandag. Wat maak jy hier aan die tafel? Het jy moeg geword? Het jy dalk vuur verloor? Draai jy skuld en draai jy seer of draai jy twyfel? Jy sien Elia voel hy is alleen, dat hy alleen oorgebly het om die Here te dien. En dis wat ek beleef het in my kind se gesprek, dat sy 'n alleenheid ervaar by die skool, omdat sy 'n dominee se dogter is. Sy word uitgeskuif en word uitgeskuif gesprekke uit en die eenvoudige woorde is, jy kan nie nou luister wat ons sê nie, want jy's 'n dominee se dogter. En dan word sy een kant toe geskuif, want hulle praat nogal redelik skrif. Dis die woorde van my dogter. En dan kom sy vir my die ete, terwyl sy eet, sy sê vir my pa, dis okay as hulle skrif is en my een kant toe sit, want ek bly 'n kind van die Here. Ek hoor dit in haar opgewondenheid as sy om die tafel sit en die vleisie sny vir my sê, hy's nie droog nie, pa. Maar God sê dan later ook vir Elia, dat daar nog duisende is wat nie die knie gebuig het voor Baal nie. Elia is nie alleen nie. Dan is dit lekker om vir my dogter te sê, my kind, dit is ongelooflik lekker. Weet jy wat, daar's nog 13 ander kinders wat voorberei vir hierdie ete. Solank as wat ons hierdie ete wat ons nou maak hier aan die tafel geniet in die teenwoordigheid van God, maak niks anders te saak. Dit maak nie saak of jy wen nie, dit maak nie saak of die vleis droog is nie, of daar te min sout is nie. As dit in die teenwoordigheid van God gebeur, dan is alles perfek. En dan sê die Here ook vir jou vanmôre dat jy nie alleen is nie. Jy is nie te moeg of te ver om gebroken om hier te wees nie. Hierdie tafel is juis vir die wat vlug, die wat nie meer kan nie, die wat tafel wat hulle nog welkom is. Julle is in 'n beroepingsproses. Julle almal sit om dieselfde tafel. Maar moenie dink dat die hoof van die tafel weg is nie. God is nog steeds in die midde. Dit voel dalk miskien vandag vir jou dat jy gebroken is as gemeente, dat jy net wil vlug, want die lading is te veel. Wat moet nou nog kom? Ek kan nie meer nie, want ek weet nie meer wat om te doen nie. Maar dan vra God vir jou, wat maak jy hier? En dan beteken dit jy moet kom stil word in jou wese en sê, maar Vader God, ek is hier om U te ontmoet. En dan raak God stil, want hy is al reeds daar. En dan fluister hy vir die volgende woorde, in die sagtheid, kom nader, sit, eet, en onthou jy is myne. Eet, en onthou jy is myne. Eet, en jy sal gevul word. Maar ons kan nie alleen om die tafel sit nie, broers, ons het 'n familie wat saam moet eet. En nou moet ek hier verstaan dat God se stem kom nie in die stilte nie, dit kom ook nie in die storm nie. Ons verwag hierdie middag, ek wil nou nie Engelse woord gebruik nie, ons verwag hier verskriklike teken dat dit moet gebeur. Aardbewings, o ja nee, dis God. Die vure wat alles verbrand, o ja nee, dis ons Here daar. Of hierdie verskriklike sterk wind wat alles in mekaar skud, ja, dis ons Here. Dan sal jy agterkom, ons God is nie in al daai wreedaardige goed nie. God is in die fluister na die storm. Hy is nou om die tafel besig om in elkeen van sy kinders se oor te fluister.
Hy kom in 'n sagte fluistering. En is daardie stilte, amper onopvallende teenwoordigheid, dis daar waar jy vir God vind. Hoor wat sê Lukas 22, Jesus breek die brood en hy gee die wyn. Hy doen dit nie in 'n spektakel nie, hy doen dit net in eenvoud en in stilte. En tog is dit die grootste openbaring van die liefde en die verlossing wat die wêreld ooit sou kon sien. Jesus Christus wat sy liggaam gegee het en die bloed wat hy vergiet het. So hierdie wat ek vir jou uitnooi by die tafel toe kom sit is nie 'n nuwe ding nie, want die aand voordat Jesus gekruisig is, het hulle almal saam geëet. En dit was lekker om te eet. En mense as daai ons geëet het hulle goed geëet. Hulle was nie dik van dit nie. Hulle het geëet en dit was lekker. En daar het hulle gepraat met mekaar oor die wonderwerk wat Jesus deur die dag gedoen het. Die betekenis van die woord van God. Nee, dis nie Jesus self. En in hierdie ete staan Jesus Christus op. En hy vat eers die wyn. Gaan lees Lukas 22. Hy vat eers die wyn en hy gee die teken en hy sê vir hulle, hierdie vat vir julle. Onthou, dis my bloed. Wat vir jou gegiet gaan word. En dan vat hy die brood en hy breek. Hy sê, kom. Stuur aan, dat julle saam met my eet. En dan gaan sit Jesus weer. Let wel, dis iets wat hy vir ons gee, wat ons ontvang. Dis nie iets wat ons vat nie, hy gee dit vir jou. En dan nadat hulle geëet het, dan staan Jesus op en hy doen die nagmaalsinstellingswoorde. Wat doen jy as pa aan die etenstafel wanneer jy eet? Eet jy net om jou maagie vol te maak? Of is jy regtig besig om voeding te gee, nie net vir die liggaam nie, maar vir die siel ook? Maar wat doen jy as jy die kos maak en jy skep vir jou kind in? Bid jy voordat jy sê, Here, dankie dat ek vir my kind kan kos gee. Die kos wat ek hier op my tafel inskep is u liggaam. Ek kan dit doen omdat u vir my gesterf het. Wanneer ek 'n koeldrank ingooi of op 'n Sondag gooi ons mos 'n wyntjie in en dan drink ons dit, dan herinner dit ons. Selfs as ons water drink, dan moet ons dink aan Jesus wat hy vir ons gedoen het aan die etenstafel. Hy vertel ons dit vir ons kinders. Dit is vir my lekker om saam met julle om die tafel te sit. Wat het in jou dag gebeur? Vertel vir my. En as ons klaar geëet het, en nou wil ek vir julle vra, wie van julle bid as julle klaar geëet het? Ek dink min van ons bid as ons klaar geëet het. En dan moet ons eintlik in daai gesprek, in daai sagte fluister, moet ons vir die Here kom sê, dankie vir dit wat ons nou ontvang het. Nie net vleeslik nie, maar ook geestelik. Ek kon met my kinders praat vandag. Ek kon met my vrou praat vandag. Jy sien, Jesus kom in die sagtheid nie met geweld nie, maar met liefde, nie met mag nie, maar met deernis. Ek as pa kan nie op die tafel daar kom en sê, nou bly jy stil nie, ek praat nie. Nee, dis hoe dit werk nie. Dis nie wat Jesus gedoen het nie. Hy kom met 'n deernis om te kan luister. En dan moet ons verstaan dat hierdie etenstafel waarby ek en jy vanmôre sit, is nie bedoel om hard te wees of om vrees aan te jaag nie. Ek wil ook nie vir jy die nagmaal bedien, of as jy so 'n nagmaal toe kom, moet jy bang wees daarvoor. Nee. Dit is nie 'n plek waar ons mekaar oordeel nie, maar is 'n plek van genade. Van brood en wyn sê sag en duidelik, my kind, ek het jou nie vergeet nie. Ek is hier en jy is veilig by my. So wanneer ek en jy nou vanmiddag om die etenstafel gaan sit, moet ons daai woorde hoor wat God saggies in jou oor fluister. Hy sê vir jou, my kind, ek het jou nie vergeet nie. Ek is hier en jy is veilig by my. Waar is ons die veiligste in die huis? En dit is 'n vraag wat ek gevra het vir myself, ek het my kinders gevra, en my kinders het vir my gesê, pa, om die etenstafel, ons bly op 'n plaas. Hoekom, vra ek vir hulle, hoekom is jy, voel jy die veiligste om die etenstafel? Dus sy sê vir my, pa, want jy is hier, en mama is hier, en my sissies is hier, niks kan ons iets aandoen as julle hier is nie. 'n Etenstafel doen wonderlike goed, as ons net luister. Ek wil afsluit en sê, God stuur vir Elia terug, en hy verwerp nie, maar hy versterk hom. Julle moet nou mooi verstaan. God sê vir Elia, hey, ek het jy nog gewys nou wie ek is, nou wil ek jy moet teruggaan daar in Damaskus woestyn, en julle moet ook onthou dat daar's 'n koning, en nou sê Elia, God vir Elia, jy moet nou teruggaan, en jy moet daai ou gaan salf tot koning. Hallo? Hoe gebeur dit? Dis net so goed ek gaan sê, gaan salf 'n nuwe president in Suid-Afrika
terwyl daai kokkedoor nog op die stoel sit. Ek noem kokkedoor maar net omdat 'n woord is wat opkom. Ek kan mos nou nie dit doen nie. En dan sê in dieselfde tyd ek gaan vir jou ek gaan jou kom haal. Jy moet vir jou opvolger kry. Elisa. My werk is nog nie klaar nie. Hy stuur hom terug na sy roeping toe. Hy stuur hom terug na sy volk toe. Hy terug na sy eie pad toe. Nie as straf nie, maar as 'n bevestiging dat ek is met jou. Jy het dalk hier aangekom met 'n klomp vrae vanmôre en miskien as jy om die etenstafel gaan sit, gaan jy dalk met 'n klomp vrae. Dalk kom jy na die tafel toe van die middag as ons gaan eet sonder woorde of dalk 'n masker van krag. Maar met 'n hart vol twyfel. Maar as jy nou vanmiddag om die etenstafel gaan sit, moet jy hoor wat sê Jesus vir jou. Ek gee vir jou wat jy nodig het. My liefde, my vergifnis, maar ook my teenwoordigheid. Ek gee dit vir jou in die kos. Ek gee dit vir jou in die 6 of 7 stoele. Maar God gee dit vir jou in die dialoog wat gebeur rondom die etenstafel. Kry jy dit deur jou kind? Jou kind ontvang dit van jou, wat hy nodig het. Vir my om die etenstafel gaan dit nie net daaroor dat ek net lekker kan eet nie, of dalk vark gaan kry wat dalk so 'n bietjie van 'n suurheid of sout in hom het kort nie. Dit gaan daaroor dat ek my liggaam voed, maar saam met dit het ek 'n geestelike voeding wat ek ontvang van my kinders af, want ek as 'n pa ontvang net soveel liefde van my kinders af as wat ek vir hulle gee. Inteendeel, ek kry eintlik meer van my kinders af. Ook hulle vergifnis. Dis okay, pappa, ek weet jy's nie altyd by die huis nie, maar ons weet jy werk en ons is nog steeds vir jou lief. Maar die feit dat pa nou hier is vir my baie spesiaal. Dis wat ons vir mekaar sê as ons saam eet. En dan begin ons net, en dan kry jy daai enetjie wat net eenvoudig, hy is soos 'n olifantjie. Ek sê baie keer daar vir Marley, jy's vandag 'n olifantjie. Ons vat groot hap om klaar te maak, want sy wil 'n movie gaan kyk. Sê ek van nee. Sy slurp daai kos op, hy slurpie van, as jy weer kyk is dit op. En dan wil sy gaan. Sê ek nee, wees stil. En ek besef, baie keer is daar net nie woorde nie. My kind kom na die tafel toe, daar 'n rare dringendheid is, maar ek moet nou net gaan klaarmaak, pa. Maar kom ons eet toe nie, man. Jy weet, en dis ook okay. Maar ons vang vir mekaar in die liefde. En dan sê God vir jou ook vandag terug, nie soos wat jy gekom het, maar hy stuur vir jou met vrede, met rus en met nuwe moed. Selfs Judas wat Jesus sou verraai was aan daardie tafel die aand toe hy die brood gebreek het. En tog gee Jesus ook vir hom die brood. Want God se genade sluit niemand uit nie. Selfs nie die twyfelaars en die verraders nie. Dit is vir my sleg, want ek het dit beleef. My oudste, sy is nou daar, was sy nou regtig krap. Jy weet, sy het nou eie identiteit. En sy kom vir my kwaad, maar ek voel vir my, ek verstaan waar die ooms wat hulle blesheid vandaan kom, as hulle hare uittrek, want die kinders het nie ore nie, maar dan is dit daar waar hulle identiteit vind. En dan moet ek op my tafel sit en weet, ek is vir jou kwaad, maar jy is nog steeds aan my tafel, en ek is nog steeds vir jou lief. Ek deel nog steeds my liefde met jou, al is ek vir jou kwaad. Ek vra vir jou as afsluiting, wat maak jy hier? Hier. Dit is nie 'n vraag nie, maar dalk is dit vir jou 'n uitnodiging vir môre, 'n uitnodiging om eerlik te wees met jouself. 'n Uitnodiging om die sagte stem van God te hoor aan die etenstafel tussen jou geliefdes. 'n Uitnodiging weer eens, ek beklem dit, om die sagte stem van God te hoor, 'n uitnodiging om weer versterk te word en dan terug te gaan met hoop. My meisiekind staan op die etenstafel en sy sê vir my, pa, ek gaan môre skool toe en ek gaan my laaste vak inskryf en ek tel my skouers vandag op want ek is 'n dominee se kind en dis okay. Ek verstaan nog nie lekker die woorde nie, maar iets het daar gebeur
wat vir haar diep verstaan het. Wat ek wel agtergekom het, dat my kind se volwassenheid is baie meer as wat ek ooit sou gedink het. Om vir my te sê, pa, dis okay. Daar lê vir haar trotsheid in daarin. En in dit sê sy vir my pa, moenie worry nie. Ek is waar ek moet wees, en ek is waar ek wil wees. Mag jy aan hierdie tafel, as jy vanmiddag gaan sit, die sagte gesuis van God se liefde hoor, en mag jy die volgende woorde herhaaldelik hoor. Jy is my kind. Jy is vergewe, en jy behoort aan my. Mag jy met rus in jou hart opstaan môreoggend, selfs van die tafel af. Nie meer vlugtend nie, maar gestuurd. Kom ons bid. Dankie Vader dat ons vanmôre metafories om 'n tafel kan kom sit waar U die hoof van die tafel is. Dankie dat dit 'n uitnodiging is. 'n Plek is waartoe U ons uitnooi. Kerk is nie 'n plek waartoe ek net kom omdat ek moet kom nie. Dis 'n unieke uitnodiging van U. Waar U met die arms oop staan en sê, kom na my toe en kom rus. Ons kom met stikkenheid, Here. Ons kom met sonde. Ons kom met 'n rug en 'n arm en 'n been wat gebreek is. Ons kom bukkend hierin. En dalk sit ons in die ou huis met 'n kombersie en in 'n reistool of ek het 'n loopraam wat ek moet hê, maar ons is hier vandag nie omdat ons hier moet wees nie, maar omdat U ons vrylik uitnooi en ons wil graag ontvang wat U vir ons gee. Daai genade en die liefde en die deernis en die herbevestiging dat U ons nie vergeet het nie en dat ons U kind is. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons met ons koppe kan hoog loop. Ja, Vader, ons doen dinge in ons gemeenskappe en ons huise wat nie altyd reg is nie, maar ek dink ons doen dit op die grondslag van wat die skrif vir ons sê, en partykeer moet ek maar 'n ferm hand oor my kind hê vir regverdigheid, Here. En dit is ook 'n leerproses dat my kind moet verstaan dat dit nie so werk nie. Maar Here, wanneer dit gebeur, doen ons dit vanuit die liefde wat vanaf U God kom. En wanneer ons as familie en gesin om die etenstafel kom sit en ons kuier lekker saam en ons gesels, dan hoor ons U sagte stem fluister in die gebeurtenisse van die dag. En vanmôre wil ek vra dat U vir ons sal help om nadat ons geëet het ook dankie te sê vir dit wat ons ontvang het, wat nie voedsel is vir die lyf nie, maar voedsel vir die hart en die gees. Dat ons vir mekaar dankie sê dat jy vandag met my gesels het oor hoe jou dag was. Dat ons vir mekaar kon geluister het en net vir mekaar lief kan wees. Ons gemeente, hierdie gemeente gaan binnekort weer een of ander tyd 'n nagmaal hou, Here. En mag dit wees dat hulle altyd sal onthou dat hierdie nagmaal tafel wat dan sal voorberei word, nie 'n tafel is waarna toe ons kom omdat ons keuse is nie. Ons kom tafel toe omdat ons uitgenooi is. So as ek nou vandag huis toe gaan, Here, en ek sit aan die tafel, mag dit simbolies wees waar ek my vrou en my kinders onvoorwaardelik uitnooi binne die heiligheid van U huis, U koninkryk. En mag hulle geesvervuld wegstap sodat hulle ook kan sê dit is okay. Moenie bekommerd wees oor my nie, want Jesus is vir my lief. Ek dink aan ons kinders wat siek is in die gemeente, Here. Ek dink aan die ouers wat se harte gebroken is vanmôre. Mense wat op die paaie moet ry, wat moet terugkom huis toe. Onsekerhede. Ek wil ook dankie sê vir die verjaarsdae en die huweliksherdenkings. Maar kyk hoeveel geleenthede was daar reeds geskep. Veral wanneer dit kom by huweliksherdenking, Here. Dis iets moois wat God vir ons gee. Dankie vir hierdie kerk, Here, dat hulle opstaan vir die kerkraad, Here, en selfs die gemeentelede dat hulle opstaan en verantwoordelikheid vat. En dat U hulle so vul met U liefde en U genade en met deernis dat ons almal in die eenheid kan stap en saam kan luister na die sagte gefluister van U stem. As ons dan nou vandag hierdie tafel van hierdie kerk vandag moet los en verlaat, en ons gaan na ons eie huise toe en ons gaan eet vanaand, laat ons al onthou wat het hier gebeur. Dankie vir U genade. Dankie dat U vir ons uitnooi om in U huis te wees.
onvoorwaardelik, stikkend en gebroken, tog geliefd. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die offergawe.